Jouself gaan gee vir hom. Jy kom dalk uit 'n goddelose familie uit, maar 'n goddelike familie kan kom van jou. Jy kom dalk van gebrokenheid af, maar jy kan heelheid bring vir jou familie. Jy kom dalk uit armoede en hopeloosheid uit. Die Here kan jou storie herskryf en jy kan dit verander vir generasies wat kom. Die Bybel sê in die boek van Deuteronomium, hy sê, "Today I put before you life and death, blessing and curse." En dan sê die skrywer, "Choose life, that you and your descendants may live." So die skrywer sê, die keuses wat ons maak, is so kragtig, dat generasie die impak daarvan kan voel. En jy staan ook vandag op hierdie veld, en jy sê, Johan, ek voel die impak van generasie voor my se slegte keuses, van egskeiding, en verslawing, en aggressie, en woede. Ek is 'n resultaat van mense wat swak keuses gemaak het. Ek wil vandag weer sê, ek is jammer, dit is nie reg nie. Maar maak vandag 'n keuse voor God, om te sê tot hier toe nie verder nie. Ek sal 'n man wees, en 'n vrou wees, wat God gaan prioritiseer. Ek kies lewe, ek kies die seën in Jesus naam, en die geslagte wat kom, sal die vrug daarvan eet. Vandag, dit was, toe ek 16 jaar oud was, ek is vandag 31 jaar oud, en ek kyk na my vrou, en ek kyk na my kinders, my twee pragtige kinders, ek kyk na my lewe, ek kyk na wat die Here kom doen het in my lewe, en al wat ek kan sê is, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As ek kyk na waar ek is vandag, kan ek nie glo dat van waar ek kom nie. Hy het alles verander. Hy het alles verander. Jy kan 'n keuse maak vir Christus vanoggend, en hy kan alles vir jou verander. Today, I put before you life and death, the blessing and the curse. Choose life. Choose life, that you and your descendants, your offspring, jou nageslag, that they may live in Jesus' name. Hallelujah. Ek wil julle vanoggend, julle almal hier voor my, lei in 'n gebed, ek wil graag saam met julle bid. Maar as ons daar klaar is, kyk vir my, as ons daar klaar is, julle sal sien, die manne met hierdie mooi baadjies aan. Ek wil julle almal vra om saam met hulle te gaan, daar is 2 tente, hulle wil graag saam met julle bid. Hulle wil julle lei, usher in God se teenwoordigheid in. Ek weet van julle is haastig. Koop tyd uit vir God se teenwoordigheid vanoggend. Ek preek my hart uit oor sy teenwoordigheid. Dit is sy teenwoordigheid wat verandering bring. So wanneer ek klaar gebid het, wil ek julle graag vra, gaan net saam met hulle en laat hulle saam met julle bid vir God se teenwoordigheid in Jesus naam. Kom aan, lig julle hande op. En ek wil julle uitnooi om hierdie gebed saam met my te bid. Sê Vader, kom ons bid hard. Vader, vandag kies ek die lewe. Ek kies die seën. Ek kies om Jesus te kroon as koning van my hart. Vandag draai ek weg van distractions en ek rig myself gefokus op U teenwoordigheid. Ek gaan U teenwoordigheid prioritiseer